Oxadeyo kameeldrift. So, lekker om almal se gesigte te sien. Hier's van julle wat so 'n bietjie uitgerus lyk en ek sien ook hier's 'n paar wat sê die winter is verby. Hulle sê mos hier aan hierdie kant van die berg is die winter in elk geval verby so teen 9:00 die oggend. So ek is dankbaar. Ons kan weer kort moue dra. Ons begin vandag met 'n splinternuwe preekreeks en oor die volgende 3 weke gesels ons bietjie saam. En die tema van die reeks, of die naam van die reeks, noem ons heel. En dit gaan oor die gedagte dat die Here ons roep om lewens van heelheid, lewens van oorvloed, life of wholeness, te leef as ons deel is van wie hy is en deel is van sy koninkryk. En ek wil vanoggend begin deur 'n baie bekende rympie te lees wat ons almal op skool iewers mee te doen gehad het. En ek wil jou vanoggend laat weet dat hierdie rympie toe baie diep teologiese waarhede ingehad het. En hy gaan as volg: Hompieke dompie sit op die wal. Hompieke dompie het afgeval. Die koningse mense probeer al wat hulle kan, maar Hompieke dompie bly so plat soos 'n pan. Hierdie eier wat op 'n muur sit, het diep waarhede binne in hierdie rympie. As 'n ou kyk na ons mensdom en wie ons is as mense, was daar 'n oomblik in die geskiedenis wat God geblaas het in Adam se lewe en hy het 'n mens geword en hy het saam met God gewandel in sy volheid en sy heelheid geleef. En toe was daar 'n val, die sondeval. En Adam en Eva bevind hulle self gebroke, verwyder van God, in hulle elende, in hulle sonde, en amper wil ek sê, die lot van die mensdom is eintlik maar hierdie beginsel, soos Hompieke dompie het geval, en dis net stukke wat spat, en almal probeer nog altyd vir Adam weer heel maak. Die hele mensdom se punt is, hoe kry ons weer die mensdom heel? Hoe maak ons die mensdom weer dat hulle gesond en heel en welvarend en met 'n goeie gemoed leef in die welstand van die mens? Maar hierdie teologiese waarheid van all the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty together again. Al die pogings van die mens om homself heel te maak, het geval. Maar daar was 'n dag wat die koning self op die aarde kom loop het en namens die mensdom die val van die kruis beleef het. Opgestaan het uit die dood, uit die stikkend, in 'n lewe van heelheid, 'n lewe van opstanding, 'n goddelike lewe. En die belofte vir ons vandag is dat ons wat in Christus is, bevind ons in hierdie verskriklike groot, bevoorregte posisie om heel gemaak te word deur hom, wat die een is wat ons heilig en wat ons nuut maak deur sy gees. Ek wil jou vra om saam met my te lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23 waar Paulus praat juis oor hierdie waarheid. En ek lees hom uit die standaard protestantse kanon wat nou so rukkie terug uitgekom het, en dis so amper die Afrikaanse amplified. Daar's bietjie beskrywende woorde wat 'n ou help, en hy sê, en hy, die God van vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid. Dis die God wat ons dien. Hy is die God van vrede, vreugde. Hierdie God sal julle almal volkome heilig maak. En julle volkome, en dan verduidelik hy wat dit beteken, gees, verstand, wil, emosie en liggaam, geheel en al, vlekkeloos, perfek, beskerm tot die koms van ons meester Jesus, die gesalfde een. Kan ek vandag vir jou verduidelik dat 'n Christen leef in 2 realiteite op dieselfde oomblik. Die eerste realiteit is 'n ewige realiteit,
waar Christus namens die mensdom die val gevat het en die mens heel gemaak het in homself. En ons staan voor die koning heel, volmaak. Terselfdertyd is die mens op aarde in 'n gebroke wêreld waar ons besig is om deur hierdie Here heel gemaak te word. Tree vir tree, dag vir dag. Dis altwee die waarheid. Ons word nou wat ons reeds is voor die koning. Nou, ek weet nie wie van julle ken hierdie kunsvorm nie, maar my vrou is 'n kunstenaar, so ek het nou in die stukkie wat ons nou al getroud is, geleer van kuns, dat daar diep betekenis is in 'n paar lyne op 'n canvas. En sy het my geleer. Maar een van hierdie kunsvorme wat ons ontdek het, is die Japaneese kunsvorm kintsugi, waar hulle 'n gebroke bakkie vat, wat gebreek is, en hom nie weggooi en opsuig nie, maar stukkie vir stukkie die stukke weer bymekaar bring, en dan met goud hierdie stukke aan mekaar vasmaak, sodat dit op die ou einde van die dag 'n amazing stuk kuns kan wees. Dis die storie van ons lewe in Christus. Daar was 'n tyd waar ons heel was, die sondeval het gebeur, en die koning van die konings is besig om dit wat hy alreeds beplan het, dat ons heel sal wees, stukkie vir stukkie bymekaar te sit en heel te maak. Maar hier is die ding, ons as mens het so 'n begeerte dat die Here ons weer sal heel maak soos wat ons was in Adam. Wees sonder krake, sonder vlekke, sonder gebrokenheid. Maar die evangelie is 'n evangelie van herstel, nuut maak. Dit wat stikkend is, heel maak. En dis juis, en hier is die waarheid, dis juis in die krake van ons lewens, waar die koning kom en goud uitbring in dit wat gebroke was. Paulus sê dit so mooi, hy sê, ons het hierdie, we have this treasure, ons het hierdie skat binne in ons van die volmaaktheid wat in Christus is, maar hierdie skat op die oomblik is in kleipotte, wat maklik breek. Jy sien, as jou begeerte is om net perfek en heel te wees, mis jy uit op wat God eintlik mee besig is. Dis juis in die krake, dis juis in die stikkend, waar sy heerlikheid die duidelikste deur jou lewe geskyn word. Dis wat jou 'n stuk kuns maak in die hande van die Here. En in hierdie 3 weke gesels ons juis oor dit, hoe die Here besig is om in die stikkend van ons lewe sy heerlikheid te laat skyn. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor gees. Volgende week gaan Miller Kroukamp weer saam met ons bietjie wees en hy gesels oor 'n siel wat heel is en die lewe van afhanklikheid van God, en dan laaste week gaan ons gesels oor die liggaam. Hoe lyk 'n liggaam wat groei in die heerlikheid van God? En vandag gesels ons oor die geestelike aspek, en ek dink ek kan seker vandag 'n preek gee oor hoe om geestelik gesond te bly. En vir jou 'n klomp huiswerk gee en 'n klomp beginsels gee, en ek wil nie dit doen nie, want ek dink ons het al klaar te veel van dit in ons gedagtes, maar ek wil vandag praat oor wat die vyand is van 'n gesonde gees. En hier moet jy nou diep asemhaal. Is almal alright? Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor iets wat 'n ou nie baie in die kerk hoor nie, oor angs, oor angstigheid en vrees, bekommernis, gestresdheid, noem dit wat jy wil. Hoekom praat ons daaroor? Wel, punt nommer 1, sê dit nie geweet het nie, in die wêreld is angs of anxiety is die hoogste geestesgesondheid probleem wat daar is onder dames, en die tweede hoogste een onder mans. En raai wat se eerste een by mans? Alkoholmisbruik. Wat ek wonder dalk as gevolg van die tweede ene is.
Dis so algemeen. Ek dink vandag as ek en jy hier sit, daar's nie iemand van ons hier wat nie weet wat angstigheid is nie. Daar's nie iemand wat dit nog nooit beleef het nie. Van Adam, deur die geskiedenis heen, is angs deel van die gebrokenheid van die wêreld en die gebrokenheid van die mens se bestaan. En ek vermoed vandag leef ons in 'n era waar angstigheid seker eintlik die hoogste is wat dit al was in die geskiedenis van die mens. Het jy geweet dat die gemiddelde tiener wat nou leef in hoërskool is, het dieselfde vlak van angstigheid as wat iemand in die 50 en 60er jare gehad het wat moes opgeneem word in 'n hospitaal vir geestesversteurings. Die gemiddelde tiener sit nou nog by die druk van performance, prestasie, bekommernis oor die toekoms. Dan kry ons tieners en jong mense vandag wat eintlik oorweldig is deur angs, wat nie meer kan sien in die toekoms nie. Dis hoekom ons praat daaroor. Dis so algemeen. En die ander ding wat ek dink so belangrik is, die Bybel is vol van gesprekke rondom angs en vrees. Ek dink soms ons is bang daarvoor om in die kerk daaroor te praat, want eers het ons as Christene vir onsself gesê, as jy stres en bekommerd is en angstig is, beteken dit, jy's nie 'n volwaardige Christen nie. As jy mos 'n Christen is, dan moet jy mos jou angs wegbid. Of laat iemand vir jou hande oplê en dan is die angs gone. Hoekom sukkel jy dan daarmee, as jy dan nou 'n Christen is? En wat ek vandag wil doen is, ek wil jou op 'n reis vat net om te verstaan hoe algemeen dit is, maar ook hoe baie die Here te sê gehad het oor angs en vrees. Is julle gereed? Nou, ek noem myself nie 'n sielkundige nie. So, ek gaan probeer om in die eerste deeltjie van hierdie preek 'n bietjie met jou te deel die agtergrond van wat angs is en ook in terme van jou geestelike wêreld, jou emosionele wêreld en jou fisiese wêreld. En net om te verstaan, dalk gee dit vandag vir jou taal om te besef dis wat ek soms beleef. En dan die tweede deel van die preek gaan ons kyk na 'n skrifgedeelte wat Jesus spesifiek praat oor angs en hy ons vat na hierdie plek toe waar ons in sy vrede kan leef. So, hier kom dit. Wat is die verskil tussen vrees en angs? Albei is emosies. So, daar's iets wat gebeur in 'n ou se lewe, om jou of met jou, en daar's wat ons noem kernoortuigings, wat skielik wakker word, wat emosie veroorsaak in jou lewe. Soos vrees. Wat is vrees? Kom ek verduidelik jou gou 'n praktiese voorbeeldjie wat ek gebruik, en as jy hom al by my gehoor het, ek is so jammer, maar dis maar hoe my brein werk is in hierdie prentjies. Vrees is die volgende, dis die een oggend wat jy wakker word, 'n lekker nagrus gehad het, jy maak jou gordyne oop, en uit die hoek van jou oog af, van jou oog uit, sien jy, daar's 'n tier in jou tuin. 'n Bengaalse tier. Onlangs met jou gebeur? Nee, dit gebeur nie so baie nie. Wel, ons is naby in die Noken, you never know. Wat gebeur met jou wanneer daar 'n tier in jou tuin is? Jy skrik, jou hartklop gaan op, jou asemhaling raak vinniger, daai kol op jou maag, en die reaksie wat jy dadelik aan gedagte het is vlug of veg of vries. So, waar's die mense wat vlug? Steek gou op julle hande. Waar's die mense wat veg? Daar sy. Jy sal daai tier gou ietsie wys. Op sy baard gryp. Waar's die mense wat vries? Vrees is die emosie wat jy beleef wanneer daar 'n tier is wat sê, hier's moeilikheid, hier's 'n gevaar, ek moet wegkom van die gevaar, want hierdie gevaar kan my baie, baie nadelig wees. Dit kan baie skade veroorsaak in my lewe. Angs, aan die ander kant, is dieselfde emosie, dieselfde reaksie as die tier wat daar is, maar dit gaan alles oor wat in die toekoms gaan gebeur. Met ander woorde,
Dis wanneer jy opstaan en jy verwag dat daar 'n tier gaan wees wanneer jy die gordyne oopmaak. Maar voordat jy die gordyne oopmaak, is daar reeds dieselfde reaksie as wat daar sou wees by jou wanneer die tier regtig daar is. Dieselfde fisiese reaksie, dieselfde emosionele reaksie. Nou, kom ons sê gou-gou, hoe werk vrees? As jy nou agterkom, hierdie tier is 'n liefdevolle tier, 'n maktier. En hy kom soos 'n huiskat en jy kan hom vryf. Wat gebeur met jou vrees? Dit val, dit neem af. Angs is iets wat moontlik kan gebeur. So dis iets wat bly by jou, totdat jy die bewyse het dat dit gebeur het of nie. Die gevaar met angs is dat dit iets is wat nie net in sekere seisoene in jou lewe kom of sekere oomblikke nie, maar dat die watervlak amper van angstigheid in 'n mens se lewe so hoog raak dat dit die bril is waardeur jy na jou lewe kyk. Dis die leefstyl wat jy leef, is een van angstigheid. Met ander woorde, kom ons sê gou weer, vrees is 'n onmiddellike reaksie op gevaar. Angs is dieselfde reaksie op voorspelde gevaar. Vrees sê kom weg, angs sê wat as. Vrees kom van moontlike skade en moontlike verlies. Angs kom van ek het nie beheer oor wat môre gaan gebeur nie. Jy geweet, daar's iets soos gesonde angs, gesonde stres, gesonde vrees. As ons nie dit ingebou gehad het nie, sou ons swaar gekry het op hierdie aarde. Want hierdie stukkie gesonde stres wat ek het, aktiveer my kreatiwiteit, dit aktiveer dat ek kan probleme oplos, dat ek strategies kan wees, dat ek planne in plek kan sit, vir juis om dit wat skade maak in my lewe te vermy. Maar wanneer dit die manier is hoe ek na die lewe kyk, het dit bitter slegte nagevolge vir my lyf, vir my siel en vir my gees. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Vrees. Die petrolprys het afgegaan. Halleluja. Dink gou saam met my as hy volgende maand weer opgaan. En jy sien op News24, o my maggies, hier gaan ons alweer. So wat doen vrees? Vrees sê, ons moet versigtig wees. So kom ons ry gou 11:00 die nag by Shell, gaan staan in daai lang ry, maak gou die kar vol, dat ons R50 kan spaar vir die maand. Dis vrees. Dan is dit verby. Dan is ontspanne ou weer. En jy dink, okay, ons gaan maar dalk net breinbrood moet eet hierdie maand en die kinders gaan nou oats moet eet en nie meer Weet-Bix nie. Angs is wanneer jy dink dat die petrolprys volgende maand gaan opgaan. Jy voorspel dit in jou kop. En jy en jou vroukie sit en julle sê wel die petrolprys gaan 10-1 weer volgende maand opgaan. Met ander woorde, ons budget gaan nie werk nie. Dit gaan maak dat ons agterraak op ons huispaaiement en dat ons nie ons kinders se skoolfonds heeltemal kan betaal nie. Dus gaan ons dalk ons kinders nie meer laat buitemuurs doen en ekstra wiskundeklasse doen nie. Dus gaan hulle ook nie kan gaan swat nie. So hulle gaan die teenoor ook nie in Suid-Afrika werk kry nie. So ons gaan vir hulle moet sorg. Hulle gaan by ons intrek en ons gaan ons kleinkinders grootmaak met die klein budget wat ons nou het en hulle gaan nie kan swat nie. So wat ons nou moet doen is ons moet ons huis verkoop sodat ons daai geld kan wegsit en in 'n kleiner plekkie intrek waar ons geld kan spaar sodat ons vir al hierdie kinders en kleinkinders kan sorg. En so by the way, dalk moet ons die een kar al lank ook verkoop. Dis angs. Dis wanneer outomatiese gedagtes geaktiveer word, wat onmiddellik hierdie bekommernis wat jy het vat na 'n katastrofe toe. Catastrophic thinking. Jy sien daar kom moeilikheid. Die probleem daarmee is dat
angs oordryf die waarskynlikheid dat dit sal gebeur. Met ander woorde, dit gaan beslis gebeur. Dit oordryf ook die intensiteit van die probleem. Met ander woorde, dit gaan gebeur, maar die ergste gaan gebeur. En dit maak dat ons vermoë om daarmee te kan cope heeltemal onderskat. Met ander woorde, ek gaan nie kan cope met die krisis wat kom nie. Dis angstigheid. En ongesonde angs is wanneer dit my lewensuitkyk word. Of wanneer ek in elke ding wat ons doen, of wat ek dink, of wat ek aanpak, is my outomatiese gedagtes die ergste. Ons begin soos hulle sê, die gat in die donut raak sien. Hierdie woord angs of anxiety bestaan uit 2 woorde. Die eerste een is om in 2 rigtings te trek en om te voel jy word verwrig en jou hart wat vinniger klop en jy wat uit asem uit is. En Salomo skryf in Spreuke 12:25, dan sê hy, kommer, hierdie angstigheid, kommer in die hart van 'n mens maak die hart neerslagtig. Wat hy sê is, 'n lewe van bekommernis of angs en vrees het 'n definitiewe negatiewe effek op ons emosie, maar ook op die manier hoe ons geestelik na die lewe kyk, hoe ons funksioneer as geesmens. Wat ek nou wil doen is, ek wil vinnig vir jou 'n paar kenmerke gee van hoe angs in jou liggaam voel, hoe dit in jou gedagtes klink. Dit het ons nou 'n bietjie mee gewerk, en wat se implikasie dit op 'n mens se emosie en jou gees het. So, fisiese kenmerke, hier's 'n paar. As jy angstig is, konstante hoofpyne, nekspasmas of nekpyn, maagsere, rugpyn, verteringsprobleme, as jy sulke twitches kry in jou oog of in jou wang of wat ook al, bloeddruk wat behoor is, hartklopings, kort asem, slegte slaap, gereeld moeg. Dis van die fisiese simptome van angs. Van die emosionele simptome is, dit wat vroeër vir my lekker was en wat vir my vreugde gebring het, bring nie meer vir my vreugde nie. So, dis amper asof my emosie in wat vreugde moes bring, eintlik nou net middelmatig is. Of, ek word vinnig kwaad, ek word vinnig geïrriteerd, ek raak gou oorweldig, en ek raak blind vir ander mense om my se behoeftes. Dis van die emosionele kenmerke. Van die geestelike kenmerke, dink ek, en hier is dit waar dit verskriklik belangrik is om te sê, dat angs as 'n emosie is nie sonde nie. Dis 'n emosie. Dis 'n outomatiese ding wat gebeur in jou gedagtes, in jou liggaam. Jy het nie beheer daaroor nie. Maar wat jy doen met angs, kan moontlik lei na sonde. Wat bedoel ek daarmee? Die manier hoe jy angs hanteer, of jy dalk ontvlugtingsmeganismes gebruik, of probeer om die angs bietjie af te bring en net bietjie verligting te kry, dit kan dalk lei na sonde, of woede-uitbarstings, of maniere wat jy kry, wat nie gesond is nie, hoe jy kalmeer en jouself rustig hou. Dit het 'n definitiewe implikasie op 'n ou se verhouding met die Here. Want skielik, en dis gewoonlik wat gebeur, wanneer 'n ou angstig is, sukkel mens om die Here se stem te hoor. Alles is oorweldigend, alles is te veel, en dan om te gaan sit en net 'n Bybelversie oop te maak, of 'n gesprek met die Here te hê, is soms amper, wil ek sê, onmoontlik. En dit het 'n effek op 'n ou se gees, van dat ek op 'n plek kom waar ek voel ek nie meer connection met die Here het nie, as gevolg van hierdie oorweldigende emosie en belewenis. So wat ek nou wil doen in die tweede helfte van die preek is om een stuk uit te lig wat Jesus gepraat het oor angstigheid en 'n paar beginsels daaruit te vat in ons geestelike lewe. Nou, ek moet nou sê, en dit is belangrik dat ek dit sê, is
Soos ek sê, daar's mense wat seisoene van angs het, en dan's daar mense wat in konstante angs leef, of wat moontlik al 'n angsversteuring het, dat jou liggaam siek is as gevolg van angstigheid. Daar's ook mense wat dalk al paniekaanvalle begin kry, of mense wat as gevolg van 'n lang tyd van stres en angs, en ongesonde stres en angs, al ook in 'n plek van depressiewe emosies beland het. Dit wat ek nou gaan preek, is nie die oplossing vir mense wat hulle self daar bevind nie. En jy sal hoor aan die einde van my preek, gaan ek bietjie gesels rondom 'n kursus wat ons gaan aanbied na hierdie reeks, oor overcoming anxiety. Ek sal nou bietjie meer oor hom sê, wat juis vir mense is, van hoe gee ek 'n volgende tree na gesondheid toe in terme van dit. Maar kom ons lees 'n stuk wat Jesus oor praat van angstigheid in Matteus 6, vers 25 tot 34, en wat vir my so interessant is, en so amper wil ek sê, by asem is weggeblaas, om te sien hoe Jesus met ons angs werk. Ons dink, as ons by Jesus kom, dan gaan hy vir ons bid, of hy gaan dalk die gees van angs uitdryf, of hy gaan sê, ontspanning kalmeer net vir my. Maar Jesus gebruik 'n heeltemal 'n ander roete. Jesus vat nie 'n emosionele benadering nie, hy vat 'n logiese benadering. Hy praat met jou rasionele, logiese denke. En hy het 'n argument wat hy maak rondom angs. Wat baie, baie interessant is. So kom ons lees vers 25, wat Jesus sê. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie. Oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of wat oor julle liggaam, of wat julle sal aantrek nie. En onmiddellik as ons dit lees, moenie bekommerd wees nie, dan voel ons skuldig. En skaam, maar ek is bekommerd, en Jesus sê, ek moenie wees nie. En hier is die ding, Jesus sê nie, moenie bekommerd wees, omdat jy 'n swakheid het, en jy moet jou swakheid oorkom nie. Nee, Jesus maak 'n uitnodiging, en hy sê, kom ek wys jou gou, hoekom jy nie hoef bekommerd te wees nie. En dan sê hy die volgende, is die lewe dan nie belangriker as kos, en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle, is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer, een el by sy lewe voeg? Met ander woorde, wie kan jou lewe langer maak deur te bekommer? En dan sê hy, en waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings of die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie, hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie? Dis immers dinge waarna die heidennasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Asof Jesus sê, elke dag is daar hierdie belewennisse wat ons het van angstigheid. Dis menslik om dit te beleef. Jesus maak 4 argumente in hierdie stuk, wat ons help om ons eie angstige gedagtes en bekommernisse te bevraagteken. Die eerste ding wat hy sê is, God het lewe gegee. Wat bedoel ek daarmee? Wat bedoel Jesus wanneer hy sê, God het lewe gegee? Hy sê, is die lewe dan nie meer as klere en kos en drinkgoed en karre en huise nie? Sien, hier's die ding. As jy jou lewe moet organiseer volgens wat jou primêre behoeftes is,
Onthou julle Maslow se hiërargie. Wat is die onderstene? Is dit skuiling, kos en wat ook al. En kan ek vandag vir jou sê, wat is jou grootste behoefte as mens? Wat is jou nommer 1 behoefte? Dis die sekerheid om te weet dat as my lewe hier eindig, ek sal opstaan in 'n ewige lewe. Dis jou grootste behoefte. Ons weet, dis die een ding wat ons weet dat jy weet. Jy hoef nie angstig daar te wees nie, want jy weet dit gaan gebeur. Jy gaan doodgaan. Ek het lanklaas iemand soos Henog gesien wat saam met God gestap het en gegaan het. Ons almal gaan doodgaan. Dis ons grootste behoefte is om te weet, wat gebeur as ek doodgaan? Het ek 'n lewe na hierdie lewe? En wat Jesus hier sê, is daai grootste behoefte van jou, het ek klaar aangespreek. Jou grootste vrees, jou grootste bekommernis, het ek klaar iets aan gedoen. Jesus sê ek het my lewe gegee, sodat jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. So as ek dan reeds jou belangrikste behoefte aangespreek het wat lewe is, hoeveel te meer sal ek die goed wat hier onder op jou behoeftelys is nie ook aanspreek nie, soos klere, water, kos, môre. So die eerste ding wat ons moet verstaan is hierdie kleiner dinge waaroor ons eintlik baie bekommerd is in vergelyking met wat God reeds gedoen het, baie klein in sy perspektief. Die tweede ding is, angs is nutteloos. Hy sê, wie van julle kan deur te stres en te bekommer jou lewe langer maak? Hy verwys weer na die eerste gedagte, van wat is jou grootste behoefte? Om te weet dat jou lewe sal aangaan na die dood. Hy sê, as jy gaan stres daaroor, dat jy graag wil hê jou lewe moet langer wees. Hy sê, gaan dit maak dat jou lewe langer word op aarde? Nee. Hy sê, om te bekommer oor die dae van jou lewe, gaan nie maak dat jou dae langer word nie. Dis nutteloos om daaroor te bekommer. En hy gebruik weer die belangrikste voorbeeld om eintlik die goedjies wat aan die onderkant lê, aan te spreek. Hy sê, eintlik wat ons vandag moet hoor uit hierdie ding uit, is dat niemand het al ooit 'n krisis opgelos deur meer te bekommer daaroor nie. Angs is nutteloos, dit help nie. Dit bring nie oplossings nie. Inteendeel, as dit ongesonde angs het dit soms die teenoorgestelde effek. En hier is die ding. Angs is eintlik 'n boodskapper in ons lewe. Angs is die boodskapper wat sê, jou môre het jy geen beheer oor nie. Jy kan nog soms dink jy het beheer, of die illusie van beheer, maar die waarheid van jou lewe is dat jy 100% uitgelewer is aan God se goedheid en sy karakter. 100%. Jou lewe is so in sy hand. Jy het nie beheer nie. Derde ding wat Jesus sê, hy sê, kyk na die skepping. Kyk na die voeltjies. Wanneer laas het jy 'n mossie gesien wat 'n paniekaanval kry? Wanneer laas het jy 'n depressiewe lelie gesien in die veld? Hy sê, kyk na die voëls. Hulle saai nie, en tog eet hulle. Kyk na die lelies, hulle is nie besig om te spin en hard te soeg nie, kyk hoe mooi is hulle. Hier is die ding, wat probeer Jesus sê, en dit klink dalk of hy so bietjie sarkasties is. Wat hy eintlik hier sê, is so spesiaal. Hy sê,
daai belangrikste behoefte van jou, ek het hom klaar aangespreek, hoeveel te meer sal ek nie die res nie, en as jy verder nou gaan bekommerd wees daaroor, gaan dit in elk geval niks help nie, en dan, hier kom die ding, en kom ek sê gou vir jou, op my prioriteitslys as die Vader van die hemele, waar dink jy is die mossies en die lelies, in terme van belangrikheid vir my? Is pretty much laag. Wat Jesus hier sê is, wie is eerste op my prioriteitslys? Jy. Die Vader sê, jy's nie 'n slaaf van my, jy's my kind. En nou die argument wat Jesus maak, hy sê, in terme van prioriteit, as ek die Vader is wat kyk na die mossie en die lelie wat laag op die lewe se prioriteitslys is, as ek sorg vir hulle, hoeveel te meer sal ek nie sorg vir dit wat vir my die belangrikste is, my kinders? Hoeveel te meer sal ek nie sorg as hulle behoefte het nie? Julle is dan mos baie meer werd, sê Jesus, as die mossies en die lelies. Maar hier is die ding, is as ons, ek dink nou maar soms in my lewe, daai middag wat ek so bietjie later moes werk, of bietjie verkeer slaan, nou moet ek my kind gaan haal by die skool, dan kom my angstigheid in as ek die ongeluk voor my sien, en ek dink, die arme lombaartjie, gaan nou een van daai kinders wees, wat voor die skool alleen wag vir sy pa. Of die juffrou gaan my bel en sê, jy's laat vir jou kind. Nou sit ek in hierdie verkeer, ek is angstig, ek is geïrriteerd, ek is bekommerd oor my kind, ek probeer my vrou bel, sy antwoord nie, julle manne ken dit, so net gou 'n tip vir die manne, koop vir haar horlosiekie wat kan bzzt as jy bel, en help hom om te charge in die aande, net gou so 'n bietjie van 'n tip. Okay, liefie antwoord nie, en dit voel vir my, die mense wat om my in die verkeer is, het nie dieselfde prioriteit en angstigheid oor my kind nie. Hulle vat die lewe ontspanne in daai oomblik. En ek is opgewerk, en ek is bekommerd, en ek is vies, en dan onthou ek hierdie skrif waar Jesus sê, kyk vir die mossies. Die laaste ding wat ek aan wil dink, en wil kyk, is die mossies. Ek wil kyk, waar is die kortste pad by die tol, 'n kortste ry by die tolhek. Ek wil sien hoeveel trokke ek kan verbyvat. Wat Jesus hier vir ons leer is, selfs in jou mees angstige oomblikke, herinner net gou jouself, kyk gou om jou, soek iets wat eintlik minder waarde as jy het. Kyk vir die mossies, kyk vir die lelies. Hulle stres nie. Hulle Vader in die hemel sorg. Hoeveel te meer ek, wat vir hom baie meer waardevol is, hoeveel te meer sal hy na my kyk nie. Laaste ding wat Jesus sê, en hierdie is nogals, ek dink, 'n harde ding om te hoor. Hy sê, as God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie. Nou gebruik hy hierdie woord, klein gelowiges. Ons hou nie van daai woord nie. Maar as ons dood eerlik met mekaar moet wees oor angs, en ons breek angs af tot die wortel van angstigheid, tot die beginpunt van angstigheid, is die motivering en die oorsprong van ons angstigheid, is ongeloof in God. Dis die ervaring en die oortuiging, dat ek môre, of oor 'n week, of oor 'n jaar, deur so 'n groot krisis sal gaan, en dat God nie vir my gaan opdaag nie.
dat hy nie gaan voorsien nie. Dat hy nie getrou gaan wees aan wie hy sê hy is nie. Dat God my gaan drop in die moeilikste oomblikke van my lewe. Dis angs. Dis die wortel van angs. Dis 'n moeilike ding van, okay, maar dis mos maar maklik. Vertrou net meer in die Here. Ons sê dit mos vir mekaar, hoor jy? Let go and let God. Ek 'n mooi Christen sinnetjies wat niks beteken as jy nie geloof het nie. Jy weet, doen jy net jou bes, God sal die res doen. Nee. Hierdie is as real as it gets. Glo jy regtig dat God is wie hy sê hy is? En glo jy dat dit wat hy beloof oor jou, dat hy by sy woord sal hou? As jou antwoord ja is op dit, dan is angstigheid eintlik irrelevant. When I understand that my life is in His hands, hy is die God wat gister, vandag en môre dieselfde is. Ek kan hom vertrou. Hoekom kan jy God vertrou? Hoekom? Watse bewyse is daar dat jy God kan trust op dit? Ek gaan net gou weer so terug na punt 1 toe. Die grootste bewys dat jy hom kan vertrou, is dat hy vir jou primêre behoefte, jou grootste behoefte, het hy nie net 'n korttermynplan of 'n vinnige piramiedskema uitgedink of nee, hy het sy seun gestuur. Die ding waarvoor hy die liefste is, die persoon wat vir hom die belangrikste is, het hy gestuur om geoffer te word, geslag te word, sodat jou grootste vrees en jou grootste behoefte aangespreek kan word. Deur nie net 'n cheap antwoord of ietsie wat in die agterkant oorgebly het nie, hy gee sy beste vir jou grootste behoefte. Hierdie God het reeds bewys dat jy hom kan vertrou met kos en klere en so meer. Hoeveel te meer as dit dan die waarheid is, dat hy sy seun gegee het vir my behoefte, hoeveel te meer sal hy sorg vir die klein goedjies van die lewe. Ek wil die worship span vra om vorentoe te kom en soos ek preek ook, besef ek, hierdie is sulke mooi goed om te hoor en is lekker om dit te hoor en ou besef, okay, ek moet net weer die Here vertrou, dis mos nou maklik, ek moet net weer op die punt kom wat ek nie bekommerd is oor môre nie, ek moet net hom vertrou. Maar ek wil dit gou baie prakties maak in 'n ou se lewe. Want hierdie is nie 'n once-off, eenmaal gebeurtenis waar ek deel of waar ek met my angstigheid werk nie. Hierdie is 'n ingesteldheid van die lewe wat 'n mens kweek. Paulus maak dit vreeslik prakties en hy ego eintlik wat Jesus oor gepraat het in Filippense 4 vers 6 tot 7 waar hy die volgende sê, dieselfde ding wat Jesus gesê het, moet oor niks bekommerd wees nie. En dan gee hy die praktiese implikasie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Kom ons stop net gou daar. Paulus sê, as jy bekommerd is, as jy angstigheid het, hier's 'n praktiese manier hoe ons dit doen wat Jesus van gepraat het in Matteus.
Hy sê bring alles, alle bekommernisse, alle vrese, alle angstigheid, bring dit na my toe in gebed. Met ander woorde, praat met my daaroor, 'n gesprek met die Here, waar ek op my hemelse Vader se sitplek kom sit, langs hom sit, en ek en my dad het 'n gesprek hieroor, waar ek vir hom kan sê, pa, ek het vrese, ek is bekommerd, hier is hierdie goed wat aan die binnekant voel, dat ek nie beheer het daaroor nie, Here, hier is hierdie ding wat ek sien gebeur, en ek het geen beheer om dit te keer nie, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, ek het 'n gesprek met hom, oor my grootste vrese en my bekommernisse. Ek is eerlik met God oor waar ek is. Ek probeer hom nie impress nie. Ek sê net vir hom wat aangaan in my hart. Dis gebed. Dan die tweede woord wat hier gebruik word, smeking. Ek is so jammer vir die Afrikaanse vertaling van daai woord. Want smeek in ons taal is 'n negatiewe woord. Hierdie woord is nie 'n negatiewe woord nie. Hierdie Griekse woord beteken om aan te hou bid. Om to persist in prayer. Om weer en weer en weer terug te kom na die Vader toe. Met ander woorde, Paulus leer ons hier dat ja, jy kom eenmal na die Here toe met jou angstigheid en jou vrees en daar's gesprek. Maar môreoggend as jy opstaan en jy het nog steeds dieselfde emosie en dieselfde begeerte, dan kom jy weer in gesprek met die Here. En jy kom weer in gesprek met die Here en ergens gaan jy besef dat om net vir hom te vra om jou krisis op te los of verligting te bring in jou emosie is nie genoeg nie. Ergens gaan jy besef, ek ontdek 'n honger na sy teenwoordigheid. Ek ontdek hierdie begeerte na 'n verhouding met hom. Ek ontdek om te leer ken. Ek wil hom ken as 'n vader. Ek wil hom ken as 'n vriend. Ek wil in sy teenwoordigheid wees. If we persist in prayer, as ons terugkom en weer met hom praat. En nie net, Vader, verlig my pyn. Vader, vat hierdie ding weg. Nee, Vader, help my sien wie U is. Help my verstaan dat U goed is. Help my om U te kan vertrou. Heilige Gees, ek het nie geloof op die oomblik om U te vertrou nie. Maar kom gee vir my die geloof. My vlees is swak, my gedagtes is angstig, my siel is 'n storm, maar by U is daar rus. Dis 'n konstante gesprek. En dan hierdie mooi ding met danksegging. Met danksegging. Here, ek is so dankbaar dat ek met U hieroor kan praat. Ek is so dankbaar dat U 'n God is wat goed is. Ek is dankbaar, Here, dat ek na 'n God toe kan kom wat omgee. Ek is dankbaar, Here, dat ek U prioriteit is. Here, ek is dankbaar vir dit wat U nog gaan doen in my lewe. Hierdie is nie name it en claim it teologie nie. Dis 'n hartsbegeerte, dis 'n hartsingesteldheid van my Vader weet wat ek nodig het en ek is dankbaar daarvoor dat hy voorsien en dat hy opdaag in my lewe. En na die praktiese deel, dan maak Paulus, dan sê hy, en as jy kom en jy bring dit in gebed na die Vader toe in gesprek en jy hou aan om dit te doen keer op keer, dit word 'n lewenstyl en daar's dankbaarheid in jou hart, dan staan 'n belofte wat saam met dit kom. Hoor gou wat's die belofte? En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.
Hier is die belofte, is hierdie angstige gedagtes van jou, as jy dit konstant na die Vader toe bring, gaan hy dit dalk nie heeltemal net wegvat, of dalk dadelik 'n oplossing bring, maar wat hy wel beloof, is dat hy vir jou sal vrede gee, wat bo jou begrip is. Wat beteken dit? Above your reasoning. So met ander woorde, jou vrese kan dalk reël wees, dalk kan dalk logika agter dit wees, maar te midde van dit, gee hy 'n vrede, wat jy nie nou verstaan nie. Jou brein is nie op 'n plek waar hy sê, okay, daar's niks meer om voor bang te wees nie, ek kan nou ontspan. Nee, hy sê, ek gaan vir jou vrede gee binne in die chaos, binne in die krisis wat jy beleef. En dan sê hy die volgende, hy sê, hierdie vrede kom van my af, dis bo jou begrip, dis 'n geskenk wat ek vir jou gee, en hierdie geskenk gaan iets doen in jou lewe. Dit gaan twee goed doen, dit gaan jou hart en jou gedagtes bewaar. Van wat? Van angs. Hierdie bonatuurlike gawe van vrede dit gaan 'n barrier of 'n skild wees tussen dit wat jy beleef en jou angstige gedagtes en emosie. Wat Paulus nie hier sê, is om te sê, wel, moet net nie dink aan die goed wat gaan verkeerd gaan nie. Just trust in God. Jy moenie eers worry oor die goed nie. Jou gedagtes maak nie saak nie. Vertrou net die Here. Nee, dis nie wat Paulus hier skryf nie. Onthou, daar's iets soos goddelike wysheid. Ja, daar's geloof, maar dan is daar ook wysheid hoe om krisisse te hanteer. Hoe om besluite te maak volgens die leiding van God. Dis albei, dis geloof en wysheid. Maar die ding is, God kan nie sy wysheid met jou deel as jy beheer hou van jou lewe nie. Hy gaan nie met jou beklei vir beheer nie. Hy gaan nie met jou stoei vir beheer nie. Dis iets wat jy moet surrender. You have to surrender it. En wanneer jy dit surrender, is dit nie net happy butterflies en alles gaan beter en dankie tog, hy sorg die krisisse. Nee, as jy dit surrender het, dan sê hy oop om te hoor wat hy te sê het daaroor. Jy's oop om saam met hom die moeilike goed in jou lewe te tackle. Jy's oop dat hy die stukke kan bymekaar bring en begin goud in jou lewe ingrafeer. Jy's oop om sy wysheid prakties te maak en sy wysheid te hoor en dit te doen. Ja, hy kan wonderwerke doen en hy het al soveel keer, maar soms is die pad van angstigheid nie 'n once, nou is dit weg, die Here sort alles uit nie. Dis 'n pad van vertroue. Dis 'n pad van groei in geloof. Dis 'n pad waar die Here deur die krake van jou angstigheid die heerlikheid van wie hy is wil laat skyn in hierdie wêreld. Dis wanneer ek op 'n plek kom en ek sê, yes, ek's angstig, ek kry nie vryheid oor my gedagtes nie, die goed slaan als onder my voete uit, maar ek weet dat ek dit na hom toe kan bring. Ek weet dat hy goed is. Ek weet dat hy vir my is. Ek weet dat hy by my is en hy's besig in die stukkend van my lewe om stukkie vir stukkie heel te maak en my mekaar te maak sodat ek 'n kunswerk kan wees van sy heerlikheid en nie my heerlikheid nie. To the praise of his glory. Ek dink voor ons by so 'n stukkie bediening uitkom, ek dink dit is net belangrik dat ek sê, as jy vanoggend op 'n plek is waar angs jou lewe al so oorgeneem het al vir 'n lang tyd, dan gaan hierdie wat ek vanoggend gepreek het nie noodwendig val waar dit moet val nie. Jy het meer hulp nodig as 'n goeie preek. Jy het 'n pad van herstel nodig.
En dis hoekom ons hierdie kursus aan mekaar gesit het. Julle sal die datum daar sien en julle kan registreer of by die infodesk of sommer met die QR code. Dis 'n 3 weke kursus waar ons jou wil help om daai tree vorentoe te gee. Dalk sê onseker of jy al op 'n plek is waar jy 'n angsversteuring het. Dalk is jy hopeloos vanoggend en jy sê ek het al soveel keer in my lewe probeer om hierdie ding onder beheer te kry. Ek het hoop verloor. Daar's nie meer vir my hoop nie. Ek sien nie meer die toekoms nie. Dan wil ons in hierdie 3 weke wil ons jou help om te ontdek dat daar 'n God is wat met jou 'n pad van herstel wil stap. Vir mense vanoggend wat so oorheers word deur angs, het ek vir jou die volgende nuus. Eerstens, jy's nie mal nie. Jy's mens. Tweedens, daar is hoop. Maar hoop lyk nie soos wat jy dit wil hê nie. Hoop het 'n naam. Sy naam is Jesus. En Jesus is die een wat heel maak. Hy is die een wat herstel. Hy is die een wat ons lewens nuut maak. Kom ons bid. Here, terwyl ons vanoggend die woord net weer oopmaak en beleef. Here, is ek net weer so ongelooflik dankbaar dat U verstaan wat angs is. Here, U het in die tuin van Getsemane angs beleef. Sodat daar bloed uit U uitgekom het as gevolg van dit. Here, so U praat met ons as 'n God wat weet en verstaan en wat empatie het. En dankie daarvoor, Here. Here, dankie vir die woord wat dit so prakties maak in ons lewe. Here, dankie dat ons toegang het na die troon van genade, Here, waar ons nie veroordeling sal ontvang nie, maar genade op genade op genade. En Here, ek wil ook sê, dankie vir geestelike familie. Here, want op ons eie is ons maar net sukkelaars. Maar in die familie van God, Here, is ons meer as oorwinnaars. Here, dankie dat U genade vir ons het. En dankie dat ons hoop kan sien in U volmaakte werk. Ek wil jou vanoggend nooi, as jy dalk hier staan, of sit vanoggend, en dalk voor ek jou nooi, as daar van ons bemoedigers of leiers hier is, wil julle nie net gou opstaan in julle sitplekke nie. Ons gaan vanoggend bietjie net vir mense bid. Julle is welkom om sommer net daar te staan waar julle is. En as jy vanoggend hier is, en die Here het met jou gewerk in hierdie stukkie woord, en jy besef vandag, dat jy nie langer kan wegkruip, of dit wegsteek, want kan ek gou vir jou sê, ek weet daar's een ding wat definitief nie werk vir angs nie, en dis om dit te geheim te hou en alleen te struggle daarmee. Dit werk glad nie. Maar dalk sê jy vandag, ek hoor wat die Here sê, en ek wil my afhanklikheid van Hom bely, en ek het nodig, dat mense om my kom, sonder oordeel, no judgment. Dis die wonderlike ding van hierdie ding waarvan ons praat. Daar kan nie oordeel vir mekaar wees nie, want almal van ons ken dit, verstaan dit, beleef dit. Ons kyk na mekaar met groot verstaan en compassion. En dalk wil jy vandag sê, hier's ek, Here. Kom beklee my, kom vul my met vrede. As dit jy is, wil jy nie sommer net daar waar jy staan, opstaan in jou sitplek, en ons wil net saam met jou bid vandag. As daar sulke mense is, staan gou saam.
Dan is julle welkom van ons bemoedigers, leiers om uit te beweeg, of sommer mense wat daar om die persoon is. Dit sal so lekker wees as niemand alleen staan vanoggend nie. Hier het ons 'n man agter nog 'n man. Hier's 'n dametjie in die middel. Hier's nog 'n meneer. Dankie. Ek wil jou nooi om net so in gebed te bly. En miskien sit jy vanoggend en jy weet, ek moet 'n gesprek met die Here hê oor die ding. Ek wil jou nou 'n geleentheid gee om net na God toe te kom en net dalk vandag vir die eerste keer te sê, ek is angstig. Ek het bekommernisse. Here, ek wil I want to cast my burdens. Ek wil hierdie gewig wat op my is, net vanoggend aflaai by u voete. Al is dit al wat jy vandag doen, is dit 'n ongelooflike eerste tree. Kom ons bly so in gebed en julle wat staan by van ons boeties en sissies, kom ons bedien mekaar net vir 'n oomblik met die vrede van God en dan sal ons verder gaan.